Goeiemôre broers en susters. Baie welkom. Ons was so, ek was net so vir 'n oomblik benoud want my skerm hier voor die preekstoel was dood. So dankie Paul, waardeer. So julle het die afkondigings by die deure gekry. Ek neem aan julle het al 'n bietjie daarna gekyk. Daar's net so enkeles wat ons gou aan wil raak. Julle sal sien dat Ben de Tooy sterk by die huis aan na 'n operasie wat hy gehad het en hy in die hospitaal was. Nou Vrydag sou hy huis toe gegaan het maar toe was hy te swak. So Tannie Corrie het gister vir my laat weet dat dit gaan beter met hom gister. Tannie Corrie? Beter nog steeds? OK, sy wys vir my 'n thumbs up, so baie dankie. So ons dink veral aan hom. Hy is in Heritage Manor in die ek weet nie wat sy Afrikaans vir step down nie, maar dit is nou so 'n tipe van 'n tussenfase tussen hospitaal en om huis toe te gaan. So kom ons bid dat die Here vir hom ook sal aanraak en vir hom weer genesing sal gee. Dan in die binnekant van die afkondigings op die linkerkant sal julle sien is die senior sorg weer besig om misse te brei. So die van julle wat nou brei anderster as ek, jy weet met die hande, dan kan julle maar vir ons begin 'n misse brei as jy het, of as jy wol by die huis het en jy het lankal opgegee op brei omdat jy dit nie kon regkry nie, dan kan jy daai wol vir ons bring na die kerkkantoor toe. Liesel sal sorg dat dit by die mense uitkom wat die breiers in ons gemeente is. So dit is nou amper winter, so is nou weer sulke tyd. En dan herinner ons net aan die PJP oggend, eerskomende Vrydag, die 28ste, nee, is die eerskomende Vrydag, nee, 28ste is eers so 2 weke. Ja, so julle kan dan daai geleentheid ondersteun asseblief. Verder, baie welkom, mag die Here ons saam wees vandag seën met sy teenwoordigheid en sy doel met elkeen van ons bereik. So voordat ons nou verder gaan, kom ons laat voel mekaar gou welkom en dan draai gou om jou en kyk na almal om jou en sê net hallo. Goed, nou hoop ek jy voel so 'n bietjie meer tuis as wat jy gevoel het voor die tyd. Ons het vanoggend die voorreg om in een van ons Helleberg uitreikprojekte hier by ons te hê, een wat nou al baie bekend is, die Helleberg se Baba projek. So ek vra vir Tanya, sy is groot op pad hierna toe met dit lyk my net 2 kinders vanoggend. Kom ons luister na wat sy vir ons wil vertel vandag. Vanoggend wil ons graag met julle net eers ietsie persoonliks deel. Sommer goeie nuus wat ons gekry het, ek en Werner, aan die einde van November verlede jaar. En dit is dat ons vir die eerste keer oupa en ouma gaan word. Ons dogter Tiana is swanger. So sy en haar man Christo verwag hulle eersteling. En dit is vir ons sommer wonderlik. En verlede Saterdag het ons gehoor, dit is 'n dogtertjie. So ouma kan nou begin koop, die pink kleertjies. So rukkie nadat ons hierdie nuus gekry het en met mense begin deel het ek nogal meer as een keer die opmerking gekry dat iemand vir my vra, maar julle gaan seker nou minder babietjies begin inneem nou dat julle eie kleinkind verwag, sodat julle meer tyd vir die kleinkind kan hê. Toe dink ek, sjoe, kom ek dink gou so 'n bietjie hieroor. En ek dink hierdie ou dogtertjie is so welkom. En daar word so uitgesien na haar koms. En sy word gebore vir 'n mamma en 'n pappa wat haar so graag wil hê en wat vir haar kan sorg. En die hele familie aan beide kante is baie opgewonde want dis die eerste kleinkind aan albei kante. En ek dink, sjoe, die babatjies wat ons inneem word onder minder ideale omstandighede gebore. Daar is mos nou nie 'n manier hoe ek my hart in my hande
in ons huis gaan toemaak vir hierdie kindertjies, net omdat ons 'n nuwe lyfie in ons gesin verwelkom nie. So ons is baie opgewonde, maar daardie ou dogtertjie gaan moet leer om oupa en ouma se skoot te deel met 'n paar maatjies. Ja, my sy wil saamgesels. By Helderberg Babas het ons hulle op die oomblik beskikbaar in groottes extra small, medium en large. Nou ons het vandag net vir extra small en vir medium saamgebring. Large is by die huis. Daar's 2 redes. Ons kan nie 4 babas in ons motor inpas nie. En die ander rede is, hy gaan hierdie week na sy nuwe ouers toe. So Woensdag gaan hy huis toe. Werner sê, as ons weet, 'n babatjie is op pad, en ons weet wat die datum is, en ons weet wie die ouers is, dan is dit soos 'n motor wat jy reeds verkoop het. Jy parkeer hom net in die garage. Jy ry nie verder met hom nie. So hy bly net waar hy is vir die volgende paar dae. Maar ek wil baie graag ook met julle net 'n bietjie terugvoer gee oor die 2 seentjies waarvan ek verlede jaar vir julle vertel het toe ek hier was. Julle sal vir Jamie en Oliver onthou, die skuilname wat ek vir hulle gegee het. Hulle was mos saam by ons gewees. En hulle is so 'n maand uitmekaar aangeneem. En toe hulle aangeneem is, en ons met Jamie se ouers gesels, toe besef ons die 2 ouer pare ken mekaar. Hulle was in dieselfde voorbereidingsgroep vir aanneming. En dit was nogal vir ons baie spesiaal, dat die tweeetjies 'n pad met mekaar gaan stap. En dat hulle 'n gedeelde geskiedenis het. En in Januarie, toe kry ek hierdie foto. Hulle is nou nie met Jamie en Oliver nie, hulle is nou Cash en Logan. Hulle is nou aangeneem. En hierdie foto was van hulle finale hofdag. Toe hulle so waar op dieselfde dag, by dieselfde hof, is die aanneming bekragtig. En Cash het 'n jaar geword verlede Saterdag. En natuurlik was Logan na sy verjaarsdagpartytjie uitgenooi en het hy dit bygewoon. So dit bly net vir ons baie, baie spesiaal. En dan laastens, wil ek julle baie vinnig net vertel van 'n spesiale dieet waarop ek die laaste 5 jaar is. Dis nou nie jou gewone banting of die paleo dieet nie. Die dieet is nogal eintlik lekker, want jy kan nogal eet wat jy wil. Jy moet net so nou en dan kyk of jy nog binne 'n bepaalde spasie inpas. Ek noem dit die karstoeltjie dieet. So vir my is dit om op die agtersitplek van ons motor tussen 2 karstoeltjies in te pas, as ons 3 babas wil vervoer. Kom maar. Ag, nou. Ek dink ons moet net 'n oomblik wag dalk. Dalk sal hy self begin speel. Geen so oomblik? Daar's hy. Ek wil eintlik baie graag nou van die dieet afgaan. Maar daarvoor het ons 'n 7-sitplek motor nodig. So as iemand 'n kontak het van iemand weet wat so 'n motor tweedehands beskikbaar maak, of as iemand dalk vir ons 'n bydrae wil maak deur die aankoop van so 'n motor, sal ons dit regtig baie waardeer. En dan wil ek net dankie sê vir al die bydraes wat ingekom het nadat ons die vorige keer hier was, al die Handy Andy en die Sunlight Liquid en die beskuit wat ingekom het en ander baba produkte. Dit is wonderlik. Ons waardeer dit so baie. Om een of ander rede, ek weet nie hoekom nie, maar om een of ander rede hou die Sunlight Liquid langer as die beskuit. So, julle is baie welkom om vir ons nog beskuit te stuur. Baie dankie. Ons raak net so 'n oomblik stil en dan bid ons vir Tanya en Werner en Tracy help vandag vir hulle. So kom ons maak ons oë toe en bid ons vir hulle projek. Here, dankie dat ons juis uit die woord kan leer dat
ons in volkome afhanklikheid van U moet leef, vir alles wat ons nodig het, en daarom wil ons hierdie projek ook aan die sorg kom toevertrou, en bid dat U vir hulle ook sal voorsien, en dit wat hulle met elke fase van dit waarmee hulle besig is, geseën sal wees met wat hulle nodig het. Dankie dat ons ook die beloftes in die woord het, dat wanneer ons beywer vir U koninkryk en vir U wil, dat U dan vir ons al die ander dinge gee wat ons nodig het. Dankie dat ek hulle in U sorg kan toevertrou. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Dankie vir julle hier wees. So voordat ons by die foto en die seëngroet kom ons sing lied nommer 159, sy eerste 2 verse, net so terwyl ons sit. Here, saam met Dawid wil ons vanoggend sê, die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? As ek daarom nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Amen. Broer en suster, dit is hy op wie jy kan vertrou, vir wat jy nodig het, wat jou vanoggend kom groet. Genade en vrede vir jou, van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Kom ons antwoord die Here op sy groet met die sing van 'n heerlike jubelgesang. So kom ons sing al 4 die verse van lied nommer 196. Kom ons staan op as ons dit doen.
Die van die wat die Bybels hier het en wat graag wil volg terwyl ons lees, in plaas van op die skerm, kan dit oopmaak by Genesis hoofstuk 15. Nou Genesis, is ek seker julle weet, dis die eerste boek in die Bybel. So ons is met die Ou Testament besig. Ons is ook besig met die lewe van Abraham vandag en so 'n gebeurtenis in sy lewe, wat met hom gebeur het en hoe die Here dit gebruik om vir jou en my ook te kom vorm. So voordat ons saam lees uit Genesis 15, kom ons bly so sit en dan vra ons dat die Here self die woord vir ons sal kom oopbreek vanoggend. Here, ons bid juis dit, dat U ons met U self sal vul deur U Gees. Want ons weet, Heilige Gees, dat U in elkeen van ons lewens aan die werk is, daar waar niemand dit kan sien nie. En waarvan eintlik net elkeen van ons as individue getuies kan wees. Dat U met ons praat deur U woord. Dat U besig is om ons te vorm tot U eer. En my gebed is dat U ook hierdie geleentheid nie by ons sal laat verbygaan vanoggend, sonder om U doel met elkeen van ons te bereik nie. Dit vra ons in volkome afhanklikheid van U in Jesus se naam. Amen. Voordat ons saam lees, kan ek miskien agtergrondinligting gee, net om te wys waar dit inpas. As jy dink aan die eerste 5 boeke van Moses, dan weet ons die eerste boek, Genesis, is grotendeels geskiedskrywing. Nou, hoewel ons sê dat ons die eerste 11 hoofstukke glo en dat ons weet dat dit die woord van die Here is, moet ons sê dat die eerste 11 hoofstukke van Genesis ongedateerde geskiedenis is. Met ander woorde, jy kan nie teruggaan op die geskiedenis en gaan uitwerk, jy weet wanneer was die skepping nie, jy kan nie teruggaan en gaan kyk wanneer was die sondeval nie, wanneer was die vloed, wanneer was die toring van Babel en die goed wat daarmee saamgaan. So tot hoofstuk 11 is dit ongedateerde geskiedenis. Maar van hoofstuk 12 af is dit gedateerde geskiedenis. En dit is van die roeping van Abraham. Ons praat van Abraham as die vader van die gelowiges. En ons gaan vanoggend gesels ook oor, kan ons hom regtig so noem? Of hoekom noem ons hom so? Is hy vir ons regtig so uitstekende voorbeeld van 'n gelowige of van gelowig wees? Nou in hoofstuk 12 lees ons hoe dat die stem van die Here met Abraham gepraat het, ons weet nie hoe nie.
Maar Abraham was duidelik oortuig daarvan dat dit die Here is wat met hom gepraat het, want hy het daar naby nou as jy Europa toe vlieg en jy vlieg nou die goedkoper vlugte, jy weet daar deur die Arabiese lande, jy vlieg nou van Dubai af of so oor na Europa of Engeland se kant toe, as jy dan afkyk, en dit is vir my altyd so lekker om van uit die lug uit te probeer om myself te plaas oor waar ons is. Nou as jy daar langs vlieg, dan sien jy die Eufraat en die Tigris riviere baie duidelik uit die lug. En Abraham het van daar naby die Tigris en die Eufraat afgekom. Hulle noem die plek Ur van die Galdeërs in daai tyd. So hy het daarvanaf het hy getrek net op grond van die woord van die Here na waar Israel nou is. So die Here praat met hom, hy is 'n welvarende mens, hy neem al sy goed en sy slawe, en hy los alles, sy familie en almal by die huis, net sy pa gaan saam en die is op pad, op hierdie reis is Tera, sy vader, oorlede, maar dan gaan Lot, sy broerskind, ook saam met hom. En hulle trek dan Israel se kant toe, dis die land wat die Here dan nou vir hom gesê het, wat hy aan hom en aan sy nageslag sal gee. Nou, alles het nie altyd klop disselboom geloop nie, soos sy pa's op pad daarheen is hy dood, en hulle was nie baie lank in daai omgewing nie, die Here het duidelik nou nie die land toe vir hom gegee nie, toe het daar droogte uitgebreek en hy het afgetrek Egipte toe, net om in 'n plek te kom waar hy daarom kos sou hê om te eet, en ons weet mos die Nylrivier loop deur Egipte, so daar's 'n baie goeie verbouing van gewasse en dinge. So hy trek toe soontoe, maar omdat hy toe nou oneerlik was en vir die farao gesê het dat sy 75-jarige vrou, 65-jarige vrou wat blykbaar baie mooi was, is eintlik sy suster, het hulle vir haar sommer geneem na die farao toe om as 'n vrou te wees, en toe dinge begin skeefloop in die farao se paleis, en toe het hy vir Abraham laat kom en gesê, maar jy het my mos bedrieg, man. En so, julle hoor nou, Abraham het nie altyd so reguit pad geloop nie, en uiteindelik stuur die farao vir hom uit daai land uit weg, laat hy weer daar in die rigting van Israel gaan. En dan kry hy sy slawe, sy veeoppassers en die veeoppassers van Lot, kry stry, en hulle paie skei met mekaar. Lot kies toe Sodom en Gomorra as 'n baie vrugbare vallei, en hy besluit toe hy gaan daar bly, en Abraham gaan bly toe in die woestyn. En dan gebeur dit dat Sodom en Gomorra word ingeval deur 'n koning, of deur 'n paar konings. En hulle neem onder andere toe nou al die mense se besitting saam met hulle, en hulle neem vir Lot en sy mense ook saam. En die storie kom by Abraham uit, en Abraham vat toe al 318 van sy mense. En hy trek op en hy gaan veg, sy manne nou, teen hierdie konings. En hy behaal 'n oorwinning, en dan op pad terug met al sy byt, kom hy vir Melchisedek, hierdie baie geheimsinnige koning van Salem, die hoëpriester van God, wat daar eintlik geen inligting oor is nie, maar waarvan die Hebreër skrywer baie keer praat, as hy praat oor Jesus se priesterskap. Nou gee ek vir julle te veel inligting. Goed, so, toe kom hy hom teë, en die seën hom toe. En dan gaan hy terug na sy huis toe, en as hy by sy huis kom, dan moet hy ons nou op 'n hoogtepunt wees, hy wat Abraham is. Maar weet julle wat gebeur? Heel dikwels met ons ook, as dit goed gaan met ons, en dan gebeur wonderlike goed met ons, of ons het 'n groot projek gehad, en ons het dit aangepak, en dit het suksesvol afgeloop, daai volgende dag as jy opstaan, dan voel dit vir jou, nou is jy in 'n gat. Weet jy of jy dit al agtergekom het nie, of oorgekom het nie? Ek het dit al oorgekom, dat jy hard werk in Pinkster, en as hierdie reeks Pinksterdienste verby is, jy volgende dag opstaan, dan is jy in 'n gat. Dan voel jy jy's nêrens. En dit wil lyk of dit is waar Abraham was. Want as ons begin lees in hoofstuk 15, dan hoor ons hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham, ek beskerm jou.
Jou beloning sal baie groot wees. Duidelik is hy depressief gewees. Toe sê Abraham, Here my God, wat kan u vir my gee? Ek sal kinderloos sterf en Eliezer, die man uit Damaskus, sal my besittings kry. Abraham het verder gesê, u het nie vir my 'n nageslag gegee nie. 'n Slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees, maar die woord van die Here het tot Abraham gekom, daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie, een wat jou eie nasaad is, hy sal jou erfgenaam wees. Sê die Here vir 'n man wat nou goed op pad is 100 toe, en sy vrou goed op pad 90 toe. So nou verstaan julle dat eintlik gaan dit in hierdie gedeelte ook oor geloof, eintlik in Abraham se lewe. En dan vers 5, toe die Here vir Abraham buitentoe laat gaan, en hy het vir hom gesê, kyk op na die hemel, en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Here geglo, en die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Hy het vir Abraham gesê, ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het, om hierdie land aan jou te gee as jou besitting. Maar Abraham vra, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Here my God? Toe beveel die Here hom, bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud, en 'n tortelduif en 'n jong duif. Abraham het dit alles vir die Here gebring en dit middeldeur gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit, die voëls het hy nie verdeel nie. Die roofvoëls het op die karkasse begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. Teen sononder het 'n diep slaap Abraham oorval. Angs, 'n groot donkerte het hom oorweldig. Toe sê die Here vir Abraham, weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle slawe wees en onderdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal die nasie straf wat van jou nageslag slawe maak. En dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Jy sal in vrede sterf en op 'n hoë ouderdom begrawe word. Die 4de geslag na jou sal hiernatoe terugkom. Dan eers sal die ongeregtigheid van die Amorite sy volle maat bereik het. Toe die son ondergegaan het en dit donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van Egipte spruit af tot by die Efraat, die groot rivier. En dan nou beskryf hy dan nou die res van die land. Broers en susters, ek lees die verhaaltjie van 'n Skotse dokter wat by 'n groot vriend van hom wat sterwend was, sy bed gesit het. En toe op 'n stadium, toe het hierdie vriend sy oë oopgemaak en hy het vir sy doktervriend gesê, jong, jy is mos nou 'n geleerde man. En ek weet, jy is ook 'n gelowige. Sê vir my bietjie, hoe sal dit wees na die dood? En hy het nie eintlik geweet wat om te antwoord nie. Want jy sien, hy was nog self nie daar so nie. Nie aan die ander kant die dood nie. So in hierdie stilte het hy gewonder wat en hoe sal hy sy vriend antwoord om vir hom te bemoedig en vir hom half so met 'n verwagting te laat sterwe. En toe hoor hy 'n krap gelui teen die deur. En toe kom hierdie beeld in sy kop op. En hy sê vir sy vriend, hoor jy daai krap geluide daar by die deur? Dis my hond. Hy sit daar buitekant en wag. Hy was nog nooit in hierdie baie mooi huis van jou nie, nog nooit. En nou sit hy daar buitekant en hy is heeltemal so geduldig nie. 'n Dame krap hy teen die deur. Want hy wil hier inkom. Maar weet jy wat, eintlik wil hy nie inkom om te kom kyk hoe mooi dit is hier in jou huis nie. Hy stel eintlik nie vreeslik baie belang in die mooi van dit wat jy hier binne by mekaar gemaak het nie. Al hoekom het jy nie teen die deur krap, is omdat ek hier is.
En hulle sê, hierdie vriend het 'n breë glimlag gekry. En toe sê hy, ja, dis reg. God is daar. Dit maak nie saak hoe dit lyk ander kan die dood nie. Want God is daar. En by hom wil ek wees. Want dit is waar vreugde, waar vrede, waar tevredenheid volmaak teenwoordig is. Geloof nee, dit is mos wat dit is. Is om vas te hou aan dit wat ons nog nie sien nie. Julle weet mos nou dat Hebreërs 11, daai lang hoofstuk is wat handel oor geloof. En die inleiding van daai hoofstuk, vers 1, sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Met ander woorde, geloof is om God op sy woord te neem. Geloof is om die Bybel te lees en vir die Here te sê, Here, hiervan verstaan ek bitter min. Maar een ding weet ek. U lewe. Een ding weet ek. U het vir ons 'n toekoms voorberei. En daaraan hou ek vas. So nou sal ons 'n groot fout maak as ons sê, vanoggend se gedeelte gaan eintlik oor geloof. Of vanoggend se gedeelte gaan oor Abraham. Want eintlik is dit ook 'n mistasting. Eintlik gaan vanoggend se gedeelte oor God. Net soos wat die Bybel nie eintlik oor jou en my gaan nie, maar oor God gaan. Wie hy is. En wie hy vir jou en my wil wees. En natuurlik raak dit aan geloof. En na die beloftes wat die Here vir Abraham in Genesis 12 gegee het van 'n groot nageslag en dat hy tot seën sal wees vir al die nasies van die aarde, was dit nie altyd so rooskleurig om Abraham te wees nie. En het die Here met groot geduld 'n pad met hom geloop. En een van die gedeeltes in die Bybel wat eintlik so soort van die kern uitmaak van om vir ons te verduidelik wat geloof is, kry ons in Genesis 15, die gedeelte wat ons gelees het. En moet ons oor Abraham praat? Ja. Hier iewers in die 90er jare is ons in Zimbabwe. En ons kom by die Victoria Valle, een van my gunsteling plekke, en ek was al 'n klompie kere daarso. Maar die van julle wat daar was al sal weet dat as jy so na die valle toe stap, daar is baie van hierdie stalletjies en goede waar jy nou die mense se handwerk kan koop. En hulle het die wonderlikste vermoë om waar ek 'n stomp sien daai ou gesig. En hy maak daai stomp 'n gesig. En so kry jy 'n klomp beeltjies en goedjies, 'n klomp van sulke beeltjies met ou manne met so 'n pyp wat so in sy mond hang en dan sy pyp so op sy bors nog vas, as hy so uitgekerf. En toe ons so op pad is na die valle toe die oggend, toe stap ek daar by die wel so, daar's 'n ou wat daar teen die pad sit sommer, met 'n paar van die beeltjies, en toe ek verbystap, toe vang een my oog. En dis hy. En ek besluit, hierdie beeltjie moet ek hê. Want hoekom? Toe ek hom sien staan, toe sien ek vir Abraham. Hoekom so? Want hy kyk op. En ek het daarvanaf teruggekom, ek het hom uiteindelik gekoop, dit is nou 'n klompie jaar gelede al vir 'n paar skoene en R10. En toe ek by die huis kom, het ek 'n koutjie gevat en onder hierdie houtbeeltjie geskrywe, Genesis 15 vers 5 en 6. Daar so staan Abraham, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. En wat ons volgende van Abraham lees is, Abraham het toe
in die Here geglo. Toe ek terugkom en ek was ons nog in Kraddock duidelik en ek het hierdie beeldjie saamgevat en ek het vir die mense verduidelik waaroor dit gaan en waarin dit my herinner. En daarna was dit nooit weer vir my nodig om iets te sê oor Abraham. Ek kon hom net so op die preekstoel neersit. En dan die mense geweet. Abraham, kyk op na die hemel. Tel die sterre as jy kan. En Abraham het in God geglo. Dit was vir hom genoeg. Maar eintlik gaan dit oor wie God is. Want op 'n manier het hy toe hy opgekyk het, nie sterre gesien nie, maar God en sy vingerafdrukke op die heelal gesien. Ek stel my voor dat hy verlore geraak het in die grootheid van God se skepping. En dat hy ontdek het, God is daar. Maar God is ook hier. Om nou weer na die dokter en sy vriend toe terug te kom, 'n sekere A.M. Wells het op 'n dag geskrywe, vir Christene is die dood nie die uitdoof van 'n lamp om ons in donker te laat nie. Dit is die uitblaas van 'n kersie, omdat die dag gebreek het. Omdat die dag, nie dit dag, ek sien, ek het weer net met my een vinger getik. OK. Dit is die uitblaas van 'n kersie, omdat die dag gebreek het. Broers en susters, as ons praat van Abraham as die vader van die gelowiges, en ons lees hierdie gedeelte wat ons nou vanmôre gelees het, dan wil dit al vir ons lyk of die teendeel eintlik in hierdie gedeelte vir ons beskrywe wil word. Want eintlik lees ons nie van 'n Abraham met 'n ontwyfelbare vaste geloof in hierdie gedeelte nie. Inteendeel, ons lees van 'n Abraham wat getwyfel het, wat skepties was, wat amper by godslastering uitgekom het toe hy vir die Here gesê het, Here, U het nie vir my die nageslag gegee nie. Hy het nou nie bygesit wat U beloof het nie, maar dis wat hy tog vir hom beloof het. En dan redeneer hy met die Here en 'n mens wil amper so half begin eis oor, hoe kan Abraham dit sê? Mag 'n mens dit sê? Wat ons van die outeur van hierdie boek moet sê, is dat hy verskriklik eerlik was. En omdat hy eerlik was, het hy nie net Abraham se goeie eienskappe aangeteken nie. En dis eintlik waar van die Bybel. As jy deur die Ou Testament lees, dan lees jy nie net van Dawid, 'n man na God se hart, net sy hoogtepunte en sy goeie eienskappe nie. Maar lees jy ook sy foute? Lees jy daarvan? Weet jy daarvan? En ewe so met Abraham. Ons hoor dat hy ook maar 'n ou was wat in vertwyfeling verval het. Wat net soos jy en ek van tyd tot tyd in 'n gat beland, dat jy amper nie lig sien nie. En dat daar dan so 'n stuk skeptisisme of 'n negativiteit oor jou kom, dat jy nie verstaan hoekom gebeur die goed wat met jou gebeur nie. En dit is duidelik, dit is waar Abraham was. En ek het net vir julle gesê, dit is waar die Here met hom begin praat. Die woord van die Here het in 'n gesig tot Abraham gekom en hy het vir hom gesê, moenie bang wees, Abraham. Ek beskerm jou, jou beloning sal baie groot wees. En dan redeneer Abraham met hom terug as hy sê, Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf. En dan vertel hy vir hom hoe sy slaaf sy erfgenaam sal wees.
Abraham het verder gesê, U het nie vir my 'n nageslag gegee nie. En dis so 'n bietjie grillerig, nee, want wie waag dit om vir God te sê, dis U, Here, dis U. En tog is dit die taal wat ons dikwels uit gelowiges se monde hoor, hier op aarde. As goed begin verkeerd loop, waarom doen die Here dit aan my? Hoekom straf die Here my so? In tussentyd het dit niks met die straf te doen nie. Het dit niks te doen met iets wat die Here oor jou lewe bring nie. Maar dit is eintlik 'n vraag vir 'n ander dag. Maar duidelik sê Abraham vir die Here hoe hy voel en was hy baie eerlik. Raak jy ook soms neerslagtig? Twyfel jy ook soms of die Here regtig bestaan? Of hy regtig in beheer is soos die Bybel vir ons leer? Of hy ook in beheer is van jou situasie en jou lewe? Of is jy vandag in so 'n plek dat jy vir jouself vra oor waar die Here dan is? Kom ons leer regter by Abraham. Kom ons leer dat wanneer Abraham vir die Here of met die Here redeneer en hy twyfel, dat daai twyfel nie 'n onverskillige verwerping is van wie God is nie. Maar dat dit eintlik 'n stukkie ongeduld is met God, wat nie volgens sy eie tydlyn werk nie. Ek bedoel Abraham se tydlyn. Want dis mos die een ding wat ons moet leer, is dat God op 'n ander tydlyn werk as wat ons wil hê. Maar die wonderlike is dat God nie apaties staan van sy kinders, as hulle in hierdie toestand kom nie. God tree nie terug en sê, kry vir jouself nie. Nee, hy wil juis in sulke tye afbuig na jou en vir jou weer kom verseker. Net soos wat hy met Abraham gedoen het. Hom gesê het, Abraham, byt net vas, ek sal vir jou sorg. Dis moeilike tye wat ons geloof kom toets. Daarom het hy selfs in Abraham se twyfel wat die Here hom kom ontmoet. En wat hy sy trou en sy verbintenis aan Abraham kom bevestig, vir hom sê, Abraham, dis nog steeds ek wat jou geroep het. Dis nog steeds ek wat vir jou 'n nageslag beloof het. Ek sê jou nie in die steek laat nie. Maar dan hoor ons hoe dat Abraham nie gelief neem met dit wat die Here vir hom sê nie. Toe neem Abraham, of neem die Here eers vir Abraham buite toe en dan sê hy vir hom, Abraham, kyk maar op na die hemel en tel die sterre. As jy in staat is om hulle te tel, dis die 2020 vertaling hierdie. As jy in staat is om hulle te tel. Nou kyk Abraham op en hy sê, so sal jou nageslag wees. Hy het die Here geglo. Die 83 vertaling sê hy het in die Here geglo. En hy het dit vir hom as geregtigheid toegereken. Die Here was tevrede daarmee, dat Abraham tevrede was met die onvrede in sy hart. En met die baie vrae het Abraham nie sy rug op die Here gedraai nie. So wat maak die Here met Abraham se versigtings en sy begeertes? Staan hy terug? Nee, hy staan nie terug nie. Hy praat met hom. Want hy wil hê Abraham moet aanhou om in hom te glo. En ons weet, die Heidelbergse katekismes het ons vir ons geleer, toe julle in die katekisasie was, sal julle onthou, geloof is 'n vaste vertroue, nee. Dit is 'n kennis en 'n vertroue. Want hand aan hand loop, dit is geloof. Maar kom ons sê op 'n eenvoudige manier, wat beteken dit om te glo? Wat is geloof? En as ons hierdie Abraham verhaal lees, dan kom ons agter, eintlik is geloof 'n stuk leegheid. Geloof is eintlik om by hy punt te kom
dat jy vir jouself sê, ek is nie in staat om te glo nie. En nou verstaan julle, hoekom die gebed, Here, kom my ongeloof te help, in Jesus, of in die evangelies vir ons opgeteken is. Nou kan ek eers onthou wie dit is wat dit gebid het nie. Maar dis iemand wie se kind Jesus moes genees het. En toe het hy gesê, ek glo Here, kom my ongeloof te help. Jy sien wat geloof is eintlik om by hy punt te kom, dat jy besef, jy kan niks doen nie. En ek het al baie keer vir my Bybelstudiegroepe gesê, Prof. Fliptron het destyds vir ons in die klas gesê, om te glo is om niks te doen nie. Maar dit is so belangrik dat jy niks doen nie, dat jy dit juis moet doen. So wat is dit om niks te doen nie? Dit is om te glo. Om te glo is om niks te doen nie. Maar dit is so belangrik dat jy niks moet doen nie, dat jy dit juis doen. So wat moet jy doen? Niks. Want geloof is wanneer jy bakkant, leë hand voor die Here gaan staan, en jy vir die Here sê, Here, ek kan niks bied nie, niks. Ek kan niks doen om enigiets wat U vir my doen, te verdien nie. Dis geloof. Want dis wanneer die Here sê, ek wil juis alles vir jou gee, wat jy nodig het. En dis die mooi van die res van hierdie verhaal, wat ons hier lees. Kom ons verduidelik het gou vir julle. As die Here gaan nie onverskillig om met Abraham se versigtinge, met sy begeertes nie. Inteendeel. Die oomblik as Abraham vir die Here sê, Here, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, hierdie land nou? Dan beveel die Here vir hom, bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud, en 'n tortelduif en 'n duif, en 'n jong duif. En dan hoor ons hoe Abraham presies verstaan wat hy moet doen, want die gebruik in daai omgewing in daai tyd was, dat as daar tussen 2 konings 'n verdrag gesluit is, en hulle by mekaar kom, het hulle hierdie diere gevat en hulle middeldeur gemaak, en die 2 helftes van die diere so teenoor mekaar gesit. En dan het hierdie 2 konings by die sluiting van hierdie verbondsooreenkoms, van hierdie verdrag, van hierdie kontrak, het hulle albei in 'n agvorm tussen hierdie vleis wat teenoor mekaar lê geloop. Want daarmee het hulle gesimboliseer, ons sluit nou met mekaar 'n ooreenkoms wat staande gaan bly. En dan sien ons 'n interessante ding. As Abraham dit nou klaar gedoen het, dan verstaan hy, wat is die Here besig om te doen? Hy is besig om weer met hom 'n verbond te sluit, of om die verbond wat hy in Ur met hom gesluit het, om dit te kom bevestig en te sê, Abraham, dis nog steeds ek wat in beheer is nog steeds ek wat praat, is nog steeds ek wat met jou te doen het. En wat gebeur dan? Interessant. Dan kom maar 'n vaakheid oor Abraham. Ja, toe dit begin donker word, lees ons, het Abraham in die slaap geraak. En toe het 'n donkerte, 'n angs hom oorval in hierdie slaap. En wat gebeur dan? Dan kom die teenwoordigheid van die Here in die vorm van 'n rokende oond en 'n fakkel, 'n vuur. Kom God dan met sy teenwoordigheid in hierdie vorm. En wat doen hy? Hy loop alleen deur hierdie 2 dele vleis wat teenoor mekaar lê. Laat dink 'n mens aan daai Psalm wat sê, die Here vir die regverdige doen die Here dit alles in sy slaap. Abraham is nie betrokke by hierdie verbondsluiting nie. God doen alles. Abraham moes net als gereed gekry het. En toe hy als gereed gekry het, toe kom God en hy sê vir hom in sy slaap, Abraham, dis ek wat jou roep. Dis ek wat my aan jou verbind. En is ek wat ook sal sorg dat jou kant van die verbond nagekom word. Want ek weet jy kan nie.
Jy ken jouself, jy weet hoe baie keer jy twyfel. Jy weet hoe jy eintlik nie kan doen wat ek van jou vra nie. So nou kom sê ek sommer vir jou. Ek sal daai deel ook vir jou doen. En dis presies wat gebeur. Ons is in lydenstyd. Wat gebeur in lydenstyd? Ons dink aan dit wat Jesus vir ons gedoen het. En miskien, ek het nou nie hierdie stukkie gelees nie, ek het nogal 'n skyfie gemaak. Teen sononder het die diep slaap vir Abraham oorval en angs en 'n groot donkerte het oor hom gekom, ensovoorts. Op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham. Dan kom hy al twee kante van die verbond na en dan kom vervolmaak hy dit. Wat doen hy? Hy laat Jesus mens word. En wat het Jesus kom doen? Jesus het as seun van God het hy mens geword. Hoekom? Sodat hy dit wat die mens nie kon doen nie, in ons plek kon doen. Ons is maar net soos Abraham. Ons kan nie onsself verhelp om goddeloos te wees nie. Ons misluk, ons twyfel, ons sukkel om te glo. Ons sukkel om ons niks voor God te kom lê en te sê, Here, as dit nie vir u genade is nie, kan ons nie gered word nie. Dan stuur God sy seun om as 'n mens ons deel te kom doen. Jy sien, hy doen ook ons deel van die verbond. En ek sê weer wat ek al so baie gesê het, dis hoekom die doop vir my so kosbaar is. Want in die doop kom sê God vir daai babatjie, jy verstaan nog niks waaroor dit gaan nie. En weet jy wat, jy gaan niks kan doen om het te verdien ook nie. Maar wat ek doen is, ek kom sluit met jou 'n verbond, en hierdie water is die teken van my verbond met jou, van my verbintenis aan jou. En ek wil hê, jy moet weet, ek het jou gekies, ek het jou lief. En dan iewers along the way, hoop 'n mens dat daai kind deur katekisasie gaan en op 'n dag voor die Here kom staan en sê, Here, ek aanvaar dit wat U in die doop vir my reeds gegee het. En as ons die nagmaal gebruik, dan dink ons aan wat daar aan die bovertrek gebeur het voordat Jesus gevange geneem is. Nadat hy die brood ingestel is, lees ons hierso in Matteus 26 vers 27 en 28. Toe neem Jesus 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Met ander woorde, Jesus kom leef as volmaakte mens, soos wat ons veronderstel is om te leef. Hy kom wees vir ons die voorbeeld in wie se voetspore ons kan volg. En dan gee hy vir ons 'n teken, dan sê hy elke keer as jy hierdie wyn drink, weet, geloof is om niks te doen nie. Geloof is om leeg te raak van jouself en jou eie pogings. Geloof is om te sê, Here, ek verstaan niks, maar ek weet, U leef. En dan ontdek ons, dat om te glo, is om so vas te hou aan die woord van die Here, aan sy beloftes, dat ons kan sterwe sonder om 'n groot deel daarvan waar te sien raak. En ek haal net dit vir julle aan uit Hebreërs 11 uit. Terwyl hulle steeds geglo het al hierdie mense, en Abraham is by die naam genoem hier, nee, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het uit die verte gesien en daaroor gejuig. En hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Hulle het na 'n beter vaderland. Dit is die hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak.
Dis ook jou en my beloftes. Dis wat hy vir ons beloof. So hoe gaan dit lyk daar so? Ons weet nie. Maar wat weet ons? God is al daar. Hy is daar. Daarom verlang ons om by hom te wees. So wat moet ek doen? Jy kan niks doen om daar te kom nie. Jy kan net glo. En om te glo is om te sê, Here, ek kan nie. Net U kan. En jouself vir hom te gee. So beteken dit, Abraham hoef niks te gedoen het nie. Nie, hy het 'n verantwoordelikheid gehad. Hy moes glo. Hy moes by hy punt kom dat hy homself leeg maak. Hy moes by hy punt kom dat hy vir die Here sê, Here, hierso is ek. Ek is so leeg dat U Uself in my sal gee om deur my te leef. En dan raak ek 'n instrument in sy hand. Ek hoop ek het vir jou iets geleer wat net weer vir jou vas is, wat nuut is. Dis ou waarhede. Maar as jy iewers twyfel, asseblief bel vir my. Nie in die volgende 3 weke nie, ek gaan nie hier wees, alright. Maar daarna is ek weer terug, hopelik, as die Here so gee. Bel my as jy sukkel. Om te glo, is om die Here op sy woord te neem. Here, en ons doen dit so moeilik, want ons is net soos Abraham, ook maar twyfelaars. En nou, ons bely dat Abraham vir ons die vader van die gelowiges is, omdat hy ten spyte van sy eie twyfel, in daai tye wat hy in 'n gat was, met U gepraat het. Omdat hy geweet het U is daar. En nie daaroor getwyfel het nie. Dankie dat U ons so lief het, dat U seun dat mens word het, om alles te kom doen, al twee kante van die verbond na te kom, sodat ons die vrugteplikkers daarvan kan wees. Maar nou vra ons dat U die saad van geloof in ons lewens sal het groei, en ons die vrug van die Gees sal begin dra. Sal begin leef soos U van ons vra. Maak van ons instrumente wat van hierdie wêreld 'n beter plek maak. En help ons om te ontdek dat U steeds in beheer is, ongeag wie dit is wat regeer, of sy naam Trump is, of Ramaphosa, of Putin, of wie ook al. Dankie dat ons kan weet dat U plan ver meer verder strek as enige een van hulle se mag. En word verheerlik, Here, deur U kerk, deur U kinders se lewens in hierdie deur mekaar wêreld. Dit bid ons alles in Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons offers en dan sluit ons af met 'n laaste lied. Broers en susters, dit is nou 'n teken van 'n orgelis wat deel was van 'n erediens.
Want as ek gedink het aan hierdie lied, sou ek hom eerder nou gesing het. Dis lied nommer 518 in die liedboek. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms in God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom uit die hemel neer. Met basuin en geskal kom hy al sy mense haal. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na ons wêreld met alles daarin. Wat gebreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor hoe sag waai die wind, kyk die glimlag van 'n kind. Maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat hier praat. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan sy bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy gees oral met jou sal gaan. Dankie Babette. Kom ons sluit af met 'n ewe mooie belydenis. Ek weet verseker, Jesus is hier. Dis al wat jy doen. Jy maak dit oop en jy sê, Here, ek weet nie hoe om te glo nie, maar kom vul my met dit wat ek nodig het. Kom ons sing al twee die verse ten slotte. En as jy nie weet hoe nie, kyk op na die hemel. Tel die sterre as jy kan. Die Here sal julle seën en julle oppas. Die Here sal met deernis na elkeen van julle kyk en baie goed vir julle wees. Die Here sal julle gebede beantwoord en hy sal aan julle sy vrede gee.